Baie welkom aan die online kykers by Pinkster 2025. Ons gaan die volgende 3 dae hier by die tuis vir bejaardes saam nadink oor wat dit beteken om getuies van die Here Jesus te wees, uiteindelik disipelmakers te wees, die wêreld in te gaan en te gaan verkondig dat Jesus die Here is. So baie welkom aan die almal by hierdie geleentheid. Ons wil vanoggend begin deur saam te bid en dan uit die Here se woord te lees. So kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die voorreg om by mekaar te wees op 'n Dinsdagoggend en saam na te dink oor wat dit beteken as U vir ons bepaalde werk gee om te doen in die tyd sedert Hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees en dan uiteindelik die wederkoms. En U het dit gedoen voordat U in die hemel opgeneem is, het U opdragte gegee. In Handelinge lees ons dat voor U hemelvaart het U in 40 dae by verskeie geleenthede aan die disipels verskyn en aan hulle sekere opdragte oor die koninkryk gegee, met hulle gesels. By geleentheid vir hulle gesê om in Jerusalem te wag vir die gawe van die Heilige Gees. Uiteindelik vir hulle gesê, maar julle sal getuies wees wanneer die Heilige Gees kom, julle sal krag ontvang van die Heilige Gees. En ons dan ook gelees het hoe hulle saam in die bofortrek eensgesind in gebed volhard het, toegewyd bly bid het, en dan uiteindelik as die Pinksterdag aanbreek, dat die Gees uitgestort is en almal wat daar was in hulle eie taal die groot dinge van God kon aanhoor. So Here, U stuur ons vanoggend weer eens die wêreld in om 'n verskil te maak en ons vertrou dat U ons opnuut sal leer. Dis eintlik bekende gedeeltes, maar ons maak dit dikwels ingewikkeld en U wil ons kom help om net gewoon dit te doen wat U van ons vra. So wil U ons lei en wil U ons bystaan en dankie dat U hier teenwoordig is. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vreugde van God ons Vader en die Here Jesus deur die werking van die Heilige Gees. Ons het uiteindelik ook vanoggend gesing oor die Here se grootheid, sy goedheid, en daarom kom ons lees vanoggend ook uit sy woord. En ek wil saam met julle lees sy bekende woorde in Matteus hoofstuk 28. Die vertaling sê daar Jesus se opdrag aan die disipels. Iemand sê in 'n ander vertaling Jesus se laaste opdrag aan die disipels. Maar as jy mens in die 83 vertaling van die Bybel kyk, die Afrikaanse vertaling, dan sien jy dat daar in hakies ook staan dat hierdie opdrag basies nie net in Matteus 28 staan nie, maar dat dit onder andere gelees kan word in Markus hoofstuk 16, 'n bepaalde weergawe daarvan, dat jy Lukas 24 vers 36 en verder iets daaroor kan lees, dan natuurlik Johannes 20 vers 19 tot 23 en dan Handelinge 1 vers 6 tot 8 waarna ek nou so pas verwys het of waaroor ons ook gebid het. Nou, vandag praat ons uit Matteus 28 uit en die volgende 2 dae daarna, komende Woensdag en Donderdag, gaan ons uit Handelinge 1 vers 8 praat en vir mekaar sê, maar wat vra die Here van ons? So, kom ons lees. Julle besef, Matteus 28 begin het met die opstanding van die Here Jesus Christus, wat daar gebeur het. Dan bepaal die wagte wat die graf moes oppas, wat gesê het, maar die disipels het in die nag gekom en die liggaam gesteel en hulle het geld gevat en dis tot vandag toe nog is dit die storie wat vertel word. Maar uiteindelik, kom ons lees vers 16, die 11 disipels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het.
Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Kom ons lees net so ver. Die belangrike hier om vir mekaar te sê is dat Jesus se opdrag in hierdie laaste paar verse van die Matteus Evangelie aan die disippels van destyds, die eerste disippels, die ooggetuies, en aan die kerk vandag is om disippels te maak van die nasies. Baie belangrik dat ons vir mekaar sê, as jy na die sinnetjie luister wat sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, dan lê die opdrag in die woorde, maak die mense my disippels. Ons kyk baie keer en ons gebruik die woord gaan as die opdrag, terwyl gaan hier 'n deelwoord is. Nou, wat sê dit vir ons? Die belangrike is dat die klem dus nie val op gaan nie, maar dat die klem val op maak disippels. En dan baie pertinent dat Jesus sê, maak die mense my disippels. Hoekom? Want daar is baie geestelike leiers wat mense hulle disippels maak en nie noodwendig Jesus se disippels nie. Daarom dat ons baie keer vir mekaar ook sê in terme van ons geestelike groei, ons moet hoe langer hoe meer soos Jesus word en nie hoe langer hoe meer soos 'n bepaalde geestelike leier of 'n dominee of 'n wat ook al jy die geestelike leier in jou geloofsgemeenskap noem nie, maar dat ek hoe langer hoe meer soos Jesus word. So belangrik om hier te hoor, maak die mense my disippels. Nou het ek gesê, die woordjie gaan is 'n deelwoord. Wat beteken dit? Ek is nou nie lus vir Afrikaanse les nie, maar kom ons praat gaan. Ons sê net vir mekaar wat dit beteken. En dit beteken uiteindelik, en dit maak dit so wonderlik, is dat dit kan enige plek gebeur. Die maak van disippels vind op enige plek plaas. So dis nie net in hierdie lokaal waar ons vandag is, waar ons nou besig is om te praat daaroor, wat die moontlikheid van disipelmaking kan plaasvind. Inteendeel, dit beteken dat waar ons van plek tot plek gaan, waar ook al ons onsself bevind, moet ons daarmee besig hou om disippels te maak. Dis hoekom Handelinge 1:8 hier belangrik is, wanneer hy sê, julle sal my getuies wees, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Wat beteken, daar waar 'n kind, 'n disipel van Jesus Christus, sy of haar voete neersit, daar is ons besigheid die maak van disippels. Daar is nie 'n woord soos gaanende in Afrikaans nie. Maar jy sou, as jy dit nou groerof moet vertaal plat, dan moet jy sê algaanende. Ek kan sê algaande, maar as jy die Afrikaanse betekenis van algaande gaan kyk, dan sê dit nie wat ons wil sê nie. Hierdie ding sê dood eenvoudig, dis eintlik nie 'n opsie nie, dis nie opsioneel nie, daar's nie 'n ding van ons kom nou vanaand by mekaar en dan gaan ons uit en ons gaan maak disippels van mense nie. Ons klim net nou 11 uur in die busie en ons ry President Hyper toe om ons inkopies te doen, en terwyl ek by President Hyper is as 'n kind van God en daar is 'n geleentheid om met iemand 'n gesprek te hê of bloot deur my optrede
my disippelskap uit te leef, en dit sou beteken dat iemand in daai proses dan disipel gemaak word, dan gee ons opdrag, dan gee ons uitvoering aan dit wat Jesus hier gesê het. So, kan ek gou iets sê? Dit beteken, met ander woorde, ons is nooit van diens af nie. We never off duty. Ek kan met ander woorde dus nooit sê, ek is nou klaar disippels gemaak nie. As 'n volgeling van Jesus, wat daagliks by hom leer, wat hoe langer hoe meer soos hy word, is deel van my bestaan, deel van my lewensdoel, deel van my lewenssin, is om oral waar ek gaan, besig te wees met die maak van disippels. En die belangrike, dink ek hiervan, en dis hoekom ons baie belangrik vir mekaar moet sê, dit vind onder leiding van die Gees plaas, is dat jy moenie eers doelbewus daaraan dink dat ek is nou besig om disippels te maak. Hoor julle, dit moet 'n geesgedrewe ding wees wat dit gebeur spontaan. So jy staan nie vanoggend op en sê, waar gaan ek vandag disippels maak nie? Nee, ek staan op en ek kry 'n dag, ek kry 'n geleentheid om te gaan lewe. En die moontlikheid dat ek deur die loop van die dag my in verskillende situasies gaan bevind, waar ek getuie kan wees, waar my optrede mense op Jesus kan wys of na Jesus toe wys, is deel van die moontlikheid. So uiteindelik, ek is beskikbaar. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my, die pottebakker met my die klei. Met ander woorde, Here, ek is nou hier en iets bepaal 'n opdrag, iets bepaal hier vir my verantwoordelikheid. Ek staan hier en ek weet nie wat wag vir my vandag en wie gaan oor my pad kom of watter geleentheid gaan oor my pad kom nie. Maar ek weet in my hart dat Jesus van my vra, maak disippels van my. Met ander woorde, en hier, as hy sê, maak disippels van my, dan spring dadelik in my kop op Johannes 1 vers 29, wat sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Met ander woorde, dis nooit 'n vinger wat na my toe wys nie, dis 'n vinger daar. Daar is die lam van God. Dis die een wat julle moet volg. Dis die een in wie se voetspore julle loop. Dis die een wie se disippels julle word. So kom ek stel jou aan hom persoonlik voor, sodat jy leer om hom persoonlik na te volg. En in die proses, soos wat jy hom volg, soos wat jy agter hom aanstap, gaan daar geleenthede kom, waar jy dalk langs die pad 'n bietjie gaan moet stilhou, en met iemand tyd spandeer, om hom of haar bekend te stel aan die een wat jy volg. Die een wie se disipel jy is. En daarom dat hy dan sê, aan my is almal gegee in die hemel en op aarde. Wat het ons mekaar op hemelvaart gesê? Hy het aan die regterhand van die Vader gaan sit, waar hy regeer as koning, totdat hy weer kom. Hy is in beheer, hy het die mag, hy het die gesag in my en jou lewe. Hy is ons bevelvoerder, so hy gee opdragte, hy gee versoeke, hy het verskeie plekke in die Nuwe Testament gewys dat hy die mag het om beheer uit te oefen. En hoekom het Jesus dit? Want aan hom is die naam gegee bo elke naam. Gebaseer op sy unieke persoonlikheid, as gevolg van sy offerdood, sy oorwinnende opstanding, sy hemelvaart, waar hy sit aan die regterhand van God, bevestig dit sy mag en sy gesag. So daarom kan hy vir my en jou sê,
in jou omgaan met mense, daar waar jy gaan, wees 'n disipelmaker. Daarom vandag ek en jy, op 3 Junie 2025, is ons disipels, wat uiteindelik die heerskappy van die koning aan die regterhand van die Vader, ons erken sy mag en sy gesag in ons lewe. Inteendeel, ons reageer daarop. En hy sê net ons verlosser nie, hy is ons eienaar. Hy besit ons. Hy het ons gekoop met sy kosbare bloed. Daarom is daar ook aan hom die reg gegee om op te eis dit wat aan hom behoort, naamlik ek en jy. Alles wat ons is, alles wat ons het, dit gee ons vir hom. So belangrik, die enigste gesagsfiguur in my lewe is Jesus Christus. Aan hom behoort die mag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En nou wil ek hê jy moet ietsie verstaan. Terwyl ons praat oor mag en ons praat oor gesag, moet ons die ander kant ook net raak sien. Met mag en met gesag is daar van Jesus ook waar 'n liefde en 'n toewyding wat getrou was tot die dood, ja, die dood aan die kruis. En daarom is dit krities belangrik dat in disipelmaking ek en jy nie met mag en gesag speel nie. Dat ons onsself nie sekere regte en sekere magte en sekere gesag toeëien. Ek sê weer, asof dit ons is en dis ons disipels wat gemaak word nie. Hulle wat nog onder die mag en die heerskappy van 'n ander heerser is, moet bekend gestel word aan die heerser van ons lewens, wie se groot werk sigbaar geword het in sy liefde en toewyding aan sondaars deur sy sterwe aan die kruis en sy oorwinning oor die dood. En daarom moet ons vir mekaar sê, dis hoekom hierdie God uiteindelik vir ons sê, in julle gaan, oral waar julle gaan. Hy's 'n sturende God. Vreeslike groot woord wat die kerk gebruik. Hy's 'n missionale God. Met ander woorde, van die begin af stuur God mense die wêreld in om sy goeie nuus vir die wêreld te gaan vertel. Hy het Abraham geroep uit sy vaderland en om na 'n bepaalde plek toe te stuur om daar mense bekend te laat word met wie en wat God is. Hy het Israel uit Egipte laat kom, hy het hulle gestuur sodat hulle 'n instrument kon wees wat sy verlossingsplan bekend maak aan die wêreld. So dwarsdeur, gaan lees maar die Bybel, is God in die Ou en in die Nuwe Testament 'n God wat vir wie dit belangrik is dat aan alle mense verkondig word oor die breedte en die diepte en die wyte van hierdie wêreld, dat God vir alle mense lief is. Dat aan alle mense, of hulle dit aanvaar of nie, die boodskap van hierdie selfopofferende liefde van Jesus bekend gemaak word. En as ons na Jona gaan kyk, dan is hierdie selfde sturende God besig om sy profeet en die volk te laat verstaan hoe besorg hy is oor 'n ongelowige wêreld en hoe hy graag wil hê hulle tot inkeer sou kom. Kom ons in die Nuwe Testament, dan sien ons hierdie
hierdie besorgdheid, hierdie hart van God vir mense wat buite die volk van Israel destyds was. Die vrou, die Samaritaanse vrou, ons het al oor haar gepraat, vir haar bied hy die water van die lewe aan. Wanneer hy die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel, dan sê hy die Samaritaan was die man wat omgegee het vir die een wat deur die rowers gedood nagelaat is. Hy bevestig die feit dat dit 'n Samaritaan was wat uit dankbaarheid hom geëer het vir sy genesende krag. Hy verhoor die gebed van die Fenisiese vrou wat bid vir die verlossing van haar dogter. En as ons uiteindelik Handelinge 2 lees, ons lees oor die gebeure op Pinksterdag, dan sien jy God gee sy gees oor die mense wat in Jerusalem bymekaar is, sodat elkeen, en julle kan al die name, mense kan dit nie eens almal lekker uitspreek nie, maar dat elkeen van hulle in hulle eie taal onder leiding van die Gees die goeie nuus aangaande Christus Jesus, die werke van God in sy eie taal kan hoor. So Pinksterdag, dit waant ons op pad is absoluut om Matteus 28 waar te maak, dat ons ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Ons het die Gees in ons, sodat ons die wêreld kan ingaan, tot in die uithoeke, om te gaan verkondig, om te gaan getuig, om disippels te maak, om 'n verskil te maak in die wêreld daarbuiten. En nou het ek vandag vir julle goeie nuus. En julle is gevorderd in jare, al die kykers is dalk nou nie so gevorderd soos die gehoor wat vanoggend voor my sit nie. Ek wil tog jy moet vandag iets hoor. Daar is nie iets soos 'n professionele disipel nie. Hoekom sê ek dit? Ons het op 'n manier in die kerk daarby gekom dat ons betaal sekere mense om sekere werk te doen. En op 'n manier het ons daarmee ons eie verantwoordelikheid verkoop. Ons het onsself uitverkoop en ons verantwoordelikheid verskuif na 'n betaalde amptenaar om ons maak van disippels vir en namens ons te doen, in plaas daarvan om dit self te doen. So, hierdie stuur van Jesus na die wêreld toe is nie net vir die professioneles nie. Jy doen dit nie vir die geld nie. Die ander belangrike ding wat ons vir mekaar moet sê, en ek dink, ek besef dit net in ons land op hierdie stadium, hoe krities belangrik dit is dat die maak van disippels is ook nie 'n internasionalisering nie. Wat bedoel ek daarmee? Ons stuur nie net mense na ver lande toe en ver plekke toe om daar te gaan sendelinge wees. En nou moet jy asseblief mooi hoor, ek het nie 'n probleem dat mense gaan nie. Maar wat van die plaaslik? Wat het daarvan geword? Wat het geword van die mense rondom ons? Wat het geword van die mense in ons huise? Wat het geword van die mense wat in ons huise werk en skoonmaak? Wanneer laas het jy met jou baas of die persoon onder wie jy werk of vir wie jy werk 'n gesprek oor Jesus gehad? So dis nie net professioneel nie. Dit is inteendeel glad nie professioneel nie. En daarmee saam dis nie deur ver Nederlande nie. Plaaslik. Hier waar ek en jy onsself elke dag bevind. So wat? Dis alles omvattend. Engelse woord all inclusive. Almal is ingesluit. Elkeen, en dis hoekom ek sê julle wat voor my sit vandag, elkeen het 'n funksie om te vervul in die disipelmaking van die wêreld.
Daar's geen verskoning nie. Ek sê weer, jy kan nie 'n diens uittree nie. Dis 'n 24/7 geleentheid. En ek en jy moet sensitief wees vir die inwoning en die inspraak van die Gees in my lewe om hierdie geleenthede te benut. En wat sê Jesus in die laaste vers van Matteus 28 vers 20, wat sê hy? Hy sê, ek is met julle. En alle waarskynlikheid het hy dit gesê kort voor die hemelvaart. En daarom sien julle hoe lekker raak Handelinge 1 hierby om te sê, hy het opdragte gegee voor sy hemelvaart. So het hy eintlik maar in gedagte ook vir die disippels gesê, maar gaan wag maar in Jerusalem, gaan terug bo vertrek toe, daar waar julle weggekruip het toe julle bang was toe ek dood was, en julle weggekruip het en bang was vir die mense, gaan terug soontoe en gaan wag daar op die gawe wat ek beloof het. Terwyl julle daar is, bid sommer saam, wees by mekaar, ondersteun mekaar, onderskraag mekaar. En dan gebeur hierdie fenominale ding op Pinksterdag met die uitstorting van die Gees en bewende bang disippels. Daai stadium reken Handelinge so 120 mense by mekaar slaan die wêreld met 'n storm. Tonge van vuur, wind. En al wat mense hoor is die goeie nuus, elkeen in hulle eie taal. So jy mag dit vandag ook weet, dat in die proses wat jy gaan, en waar ook al jy gaan, daar's die Here by jou. So die blywende teenwoordigheid van Jesus Christus is met jou. Gaan vir jou vreugde gee in jou lewe. Dit gaan daar waar jy kom, gaan dit vertroosting bring vir vreesbevange mense. Dit gaan jou by tye motiveer wanneer jy voel dis te veel om te doen. Dis bietjie te veel vir iemand soos ek. Gee my moed. Dit motiveer my. Maar ook wanneer ek bang is. Wanneer ek gehoorsaam is, maar in my binneste sê, ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie. Ek weet nie of kan ek dit doen nie. Dan te sê, maar ek vertrou die Gees. Julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Hy is met ons terwyl ons hom dien en ander bedien. Daarom moet ons vandag vir mekaar ook sê, daar's nie net een plan vir disipelmaking. Wat wel belangrik is dat ek die maak van disippels vir myself toeëien. Dat ek Jesus se opdrag om disippels te maak sê, maar dis nie vir die professioneles nie, hulle ook, maar dis vir my persoonlik. Ek eien daardie opdrag vir myself toe. Ek maak dit my eie. En ek gaan met die mag, ek gaan met die gesag van my meester en ek het terselfdertyd die krag van sy Gees om dit te kan doen. So ek wil jou nooi om in hierdie paar dae wat ons saam dink daaroor, jouself oop te stel vir geleenthede om 'n medewerker van God te wees. Om onder leiding van die Gees, soos wat jy gaan, disippels te maak. Het gaan nie by almal van ons dieselfde lyk nie, dit hoef ook nie. Belangrik is, kom ons wees gehoorsaam. Kom ons doen wat die Here van ons vra. Kom ek gee 'n paar oomblikke vir stil word en dan gaan ons saam bid.
Here, baie dankie dat ons vandag hier kan wees en baie dankie dat ons deel mag wees van 'n wêreldwye beweging wat die wêreld ingaan om disippels te maak van alle nasies. Dankie dat ons dit kan gaan doen met die ondersteuning en op die basis van die mag en gesag van ons meester en bevelvoerder en heiland, Jesus Christus. Maar dankie dat ons dit ook met sy liefdevolle gesindheid kan doen. Dat ons dit kan doen met sy alles oorrompelende liefde, sy onvoorwaardelike liefde, sy alles oortreffende liefde, wat vir elkeen sê, kom na my toe, en ek sal jou rus gee. So mag ons as inwoners van 'n huis vir bejaardes, dalk as 'n huisvrou wat saam luister, iemand by 'n werk, mag ons getuies wees. Mag ons gaan daar waar jy ons lei, en mag ons daar waar jy ons lei, disippels maak van hulle wat hier oor ons pad bring. Dankie dat U met ons is, tot aan die volleinding van die wêreld. Dankie dat U Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders is van die Vader. Amen. Ons groet ons aanlyn kykers, ons sien mekaar DV môreoggend weer, en geniet julle dag, totsiens.